Ok, kom ons gaan nou vanmiddag weer aan met ons katekisasie werkies. Ons gaan nou met vanaand, vanmiddag begin met Sondag 9, nê? Ja. Wat is dit, laatste keer het ons Sondag 8 klaar gemaak, of? Ja, en nou moet ons aangaan met Sondag 9. Goed, maar kom ons bid eers. Onse Vader, baie, baie dankie, dat ons nou vandag weer hier saam kan wees, en dat ons besig kan wees met om in u woord te wees en u woord beter te leer ken, u waarheid. Here, ons het nodig om by die kennis van die waarheid uit te kom, sodat ons ook in 'n verhouding kan kom en u kan vrees. En nuwe lewens te kan leef waarin u vir ons regtig eerste is en waarin u ons absolute vreugde is. Here, baie dankie dat u in genade na ons toe kom met u woord. En ons bid u dat u deur u Gees ons harte sal oopmaak daarvoor. Amen. Goed. Kom ons kyk 'n bietjie. Ons gaan nou begin met Sondag 9, nê. Ek wil net gou vra voordat ons nou hier wegvaar met Sondag 9. As ons nou by Sondag 9 van die Heidelbergse Katekismes kom, nê. Wat gaan ons nou begin behandel? Ons gaan nou die 12 artikels begin behandel. Hoekom gaan ons nou die 12 artikels begin behandel? As die katekismes nou maar net lustgevoel oom Casper Olivianus en Ursinus Sagharinus het 'n Sagarias of wat ook al Ursinus het een of ander bevlieging gekry en toe sê hy, wag, ons gaan nou begin om die 12 artikels te behandel. Is dit hoekom dit so is? Toe plons hy dit hier binne die katekismes in, net om ons 'n bietjie besig te hou. Of waarvoor doen hy dit? Alles dan moet dit soos iets is wat mense soos die Bybel wat beter sien. Ja. Dis 'n opsomming van die woord. Maar hoekom? Kom ons dink 'n bietjie oor die katekismes. Ons gaan nou hier teken op die bord op, maar kom ons dink 'n bietjie aan die konteks van die katekismes. As ons nou hier by Sondag 9 kom, dan begin ons by die behandeling van die 12 artikels, spot aan, baie mooi, maar hoe pas dit binne die res van die katekismes in? Want dis nou belangrik, want dan verstaan jy hoekom ons doen wat ons doen. Dit is nogals belangrik om te verstaan hoekom 'n mens doen wat jy doen. Hoekom pas dit spesifiek hier by Sondag 9? Hoekom het ons nie eers by Sondag 30 begin om die 12 artikels te behandel nie? Hoekom by Sondag 9? Wat het net voor Sondag 9 gekom? Sondag 7. Sondag 8. Okay. So, wat het ons in Sondag 8? Wat was die ding by Sondag 8? Wat word daar gevra? Hoe word hierdie ingedeel? Hoe word hierdie 12 artikels ingedeel? In hoeveel dele? 3 dele. En wat is daai dele? God die Vader en ons skepping. Mooi. God die Seun en ons verlossing. God die Heilige Gees en ons heiligmaking, baasheid. Dis die 3 dele. Nou, hoekom word daar daai vraag gevra? Hoekom word daar gevra, hoe word hierdie artikels ingedeel? Want wat was die laaste deeltjie van Sondag 7? Die laaste vraagie van Sondag 7 vra, wat moet 'n Christen glo? Of is die tweede laaste vraagie by Sondag 7? Wat moet 'n Christen glo? Wat moet 'n Christen glo? Wat sê julle? Die evangelie en 12 artikels. Okay, so die evangelie en die 12 artikels glo. Die evangelie en die 12 artikels moet ons glo. Okay, is dit waar? Moet ons die evangelie en die 12 artikels glo? Ek wil net gaan kyk wie staan daar. Moet ons die evangelie en die 12 artikels glo? Is dit waar? Nee, dis soos nee, ons moet okay, Johannes, jy sê dis dieselfde. Maar ek stem nogal saam, né? Sê evangelie en die 12 artikels nie, want dan moet ons iets buite kan die Bybel glo. Dis tog nie reg nie, né? So, hoe is dit dieselfde? As ons sê dis dieselfde, hoe is dit dieselfde? Want julle het dit nou nog gesê. Dis 'n
Daar's hy. Dis is 'n opsomming van die evangelie. Nou, dis nie en die 12 artikels nie. Of dit is 'n opsomming. Nee, maar dit is wat daai kyk 'n bietjie wat sê daai vraagie. Kom ons lees dit gou-gou weer. Daai vraagie sê by Sondag 7 vraag en antwoord, dink ek al by 22. Wat moet 'n Christen glo? Alles wat in die evangelie aan ons beloof word en wat in die artikels van die algemene ongetwyfelde Christelike geloof vir ons in hoofsaak geleer word. So, met ander woorde, daai en sê nie dis nog iets behalwe die evangelie plus nog iets, want dis dwaalleer. Die moment as jy sê evangelie plus nog iets, moet jy weet dis dwaalleer. So dit kan nie dit wees nie. Daai en wat in die artikels vir ons geleer word sê en wat 'n opsomming is, 'n opsomming van die 12 van die evangelie, nê? Nee. En onthou net toe Tom Attie nog so mooi gesê, maar wat beloof die evangelie? Die evangelie, wat moet 'n Christen glo? Alles wat die evangelie beloof word. Wat word beloof in die evangelie? Onthou julle daai vraagie wat ons gedoen het? Okay, wat is dit nou weer? Christus beloof homself. Ja, Christus beloof homself of God beloof homself. En wie is daai God? God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. En dis waaroor die 12 artikels gaan, né? Die God van die 12 artikels of die God van die evangelie wat in die 12 artikels opgesom word. Nou moet ons mooi praat. Ja, ons sê nou maar so, die God van die evangelie wat in 12 artikels opgesom word, hy is God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. En dis hoekom dit so is in die 12 artikels, nê? Nee. Okay, en daarom kom ons nou by Sondag 9 uiteindelik uit en nou gaan ons daai 12 artikels behandel en Sondag 9 vra, wat glo jy as jy sê ek glo in God die Vader, die skepper van die hemel en die aarde? So daar begin die almagtige skepper van die hemel en aarde. Daar begin ons nou die 12 artikels behandel. Okay. Ons gaan dus nou die evangelie begin behandel. Of die opsomming van die evangelie. Maak dit sin, Marie? Okay. So dis hoe hierdie ding hier inpas. Ons teken dit net gou-gou 'n bietjie op die bord. Maar net hier vir ons 'n koutjie kry. Dink net so 'n bietjie weer mooi na. Dit is belangrik om die goeters maar oor en oor vir mense te sê. So Sondag 1. Sondag 1. Wat vra Sondag 1 se vraag? Wat is ons enigste troos en lewensstyl? Mooi, wat is ons enigste troos en lewensstyl? So dit gaan hier oor troos. So, wat is ons enigste troos en lewensstyl? Dat ons in Christus behoort. Dat ons aan Christus behoort. Nee, ons skryf dit so. Dat ons aan Christus behoort. Okay, wat het Christus gedoen sodat ons aan hom behoort? Hy het ons verlos van die mag van die duiwel. Hy verlos ons uit die mag van die duiwel. Pragtig. Wat nog? Hy betaal ons sonde. Hy betaal vir ons sondeskuld. Baie mooi. Wat nog? Hy bewaar ons. Hy bewaar ons. Baie mooi by hierdie verlossing wat hy vir ons verwerk. Wat nog? Hy maak ons bereid en gewillig om vir hom te lewe. Skitterend. Hy maak ons bereid en gewillig om vir hom te lewe en vir God te lewe, né? En hy maak van ons kinders van God, nê? Want hy bewaar ons sodat sonder die wil van ons hemelse Vader nie een haar van ons kop sal val nie. So hy maak ons dat ons kinders van God ook. So dis Sondag 1. Nou sê vraagie 2, maar hoeveel dinge moet jy weet om aan hierdie troos deel te hê? Groot ons sonde en dit is. Okay. So kennis van ellende. En waar kry ons dit in die katekismus? Sondag wat tot wat? 8 tot 4. Sondag 2 tot 4. Baie mooi. En dan, wat is die tweede ding wat ons moet weet? Kennis van of ons verlos kan word. Sy kennis oor ons verlossing.
Ek het mooi werk het so met die skrif op onthou dat dit wat ons Sondag gedoen het aan Titus. In Titus 1 wat Paulus bring, Jesus stuur vir Paulus met die doel om die uitverkorenes tot geloof te bring en tot van die Kennis van die geloof. kennis van van die waarheid, nou, kennis van die waarheid. En die waarheid gaan oor die evangelie. Dis soos kennis van die ellende, kennis van ons verlossing, en dat Jesus ons verlosser is. En dan Ons dankbaar. dankbaarheid, nee. Hoe lyk dankbaarheid? Okay, so daar is die nou toe kon ons hierso by die kennis van ellende leer, waaruit ken jy jou ellende? En die wet van Uit die wet van God, nee. Kan ons die wet van God doen? Nee, hoekom nie? Dit is van nature totaal verdorwe en geneig om ons om God in ons naaste te haat. Dat is mooi. Het God ons so geskep? Nee, hy het ons goed in ons beeld geskep. Goed en as 'n beeld geskep, nee. So waar kom hierdie totale verdorwenheid van ons dan vandaan? Ons hier sonde van ons eerste ouers Adam. Sê van die val van ons eerste ouers Adam en Eva in die paradys, daar het ons natuur verdorwe geword, nee. Ons is in Adam en in Adam het ons verdorwe geword. Goed, so dit is daai is en dan kom ons by die tweede deel. As ons dan nou skuldig voor God staan, is daar 'n manier dat ons weer daar kan uitkom? Ja, Ja, as daar met verlossing. ja, jy's reg, jy's op die regte pad, maar daar's spesifieke woordjies wat ek soek. As 'n sonde betaal word. Ja, as daar vir ons sonde skuld betaal word. Nee, as daar betaal word. Kan ons self betaal? Nee, Nee, ons kan nie self betaal nie. Kan 'n ander skepsel betaal? Byvoorbeeld engele? Nee. Nee, want die mens wat gesondig het, moet betaal vir die mens. Maar kan 'n blote mens betaal? Nee, hoekom nie? Want die toorn van God staan. So, hoe 'n soort middelaar het ons dan nodig? en wat sonder wat regverdig is en ware God. Regverdige mens en waarlik God. En wie is hierdie verlosser? Wie is hierdie middelaar? Jesus. Jesus Christus. Waaruit weet jy dit? Die woord. Uit die woord. Die katekismes gebruik 'n spesifieke woord. Die woord is reg, heeltemal reg, maar die katekismes gebruik 'n ander woord as woord. Evangelie. Die evangelie, pragtig, net uit die evangelie. En is die evangelie net in Matteus? Nee, wat leer ons daar by Sondag 6? Want daar kry ons van die ding uit die evangelie. Wat leer ons? Van waar af kry ons die evangelie? Van ons aardsvaders. Hy het aanvanklik in die paradys verkondig met wat se belofte? En die moederbelofte. Met die moederbelofte, toe aan die aardsvaders en die profete. En hy het dit nog ook waar afgebeeld. In die seremonies van die tabernakel en die tempel, nee. En uiteindelik het hy dit in Christus vervul. Sien jy die hele Bybel, die hele waarheid van God se woord gaan oor die evangelie. Dis ook wat ons Sondag met die preek geleer het, né? Daai waarheid, wat is daai waarheid? Die waarheid is die woord, maar ek het ook gesê die waarheid is die evangelie en waar kry ons dit? Ek moes eintlik sommer net gesê Sondag 6 vraag en antwoord 19 in die hele Bybel. Nee. Die hele Bybel van die begin tot einde, Christus staan sentraal. Nee, Christus staan sentraal. Het gaan oor Jesus. Nee. Nou Sondag 7 vra. Maar ons almal het in Adam verlore gegaan. Word almal in Christus weer salig? Nee, wie dan? Dis wat in hom glo. Elkeen wat deur 'n ware geloof in hom ingelei word en al sy weldade aanneem. Nee, die wat in hom glo, jy is heeltemal reg, Marie. Elkeen wat waarlik in Jesus Christus glo. Pragtig. Nou, hier is nou nog 'n ding. Wat is 'n ware geloof nou weer? Dis 'n vasstaande vertroue. Dis 'n vaste vertroue, pragtig. En dan's daar nog 'n vaste iets. Kennis. Vaste kennis, daar's 'n vasstaande kennis en 'n vasstaande vertroue. Kennis van wat? Van die woord.
van die woord en dan die belofte van die evangelie van Jesus daarin, nê. Okay? Vasstaande kennis van die woord, vaste vertroue op Jesus wat daar in die woord vir ons verskyn. Goed, so dit is die, en dan moet ek dit vir die waarheid aanvaar, onthou julle, mens sien dit ook daarop, vir die waarheid aanvaar. En dan kom ons by, wat moet 'n Christen glo? Is dan alles wat in die beloftes in die evangelie aan ons beloof word, en wat saamgevat word in die 12 artikels. Okay. En dan het Sondag 8 gevra, hoe word hierdie artikels ingedeel? God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. En ons het gesê, dit word juist so ingedeel, omdat God homself aan ons beloof. God beloof homself aan ons. Hy sê, ek wil vir julle 'n wees. 'n Vader wees, of 'n God wees, en julle sal vir my 'n volk wees. En daai woordjies, as ons hoor in die Bybel van, ek sal vir jou 'n God wees, en jy sal vir my 'n kind wees, of 'n volk wees. Wat se woordjie kan ons daar as 'n opskrifie daarbo skryf? Verbond. Daai julle dit, verbond. Daai verhouding waarin God met ons kom staan is 'n verbondsverhouding. Okay, verbondsverhouding. En daar binne is God ons God en ons word sy kinders. En onthou, ons het so reg deur die Bybel gegaan en dan sien ons elke keer tot in Openbaring kry mens daai lyntjie van ek gaan vir jou God wees. Okay, wonderlik, hè? So pragtig en so skitterend. En nou gaan ons daai 12 artikels begin behandel hier in Sondag 9. Okay, maak dit sin? Nou, kom ons kyk 'n bietjie na julle vragies wat julle geantwoord het. Ek moet net my boekie daar oop kry. Okay, by Sondag 9. Wat is die hoofgedagte van hierdie Sondag? By afdeling A1. Wat het jy daar geskryf, Johannes? Dat God die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, my Vader is. Mooi. Nou, ons kry dit daar uit die heel eerste sin van hierdie katekismes, van hierdie antwoord, nê? En kyk daai antwoord, ek wil gou-gou vir julle wys. Ek glo, wat sê aan die vraagie sê, Marie, lees bietjie vir ons die vraagie daar. Ja? Wat glo jy met hierdie woorde? Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde. Okay, dan is daar 'n huge lang sin. Wat sê, ek glo dat die ewige Vader van ons Here Jesus Christus, wat die hemel en die aarde en alles wat daarin is, uit niks geskep het, en deur sy ewige raad en voorsienigheid nog onderhou en regeer, terwille van sy Seun Christus, my God en Vader is. So, maar as mens nou die hoofsin daar onderstreep, en dis wat hom Attie hierso sê, haal die hoofgedagte uit, of die hoofsin, en hy sê, ek glo, dat die ewige Vader van ons Here Jesus Christus, terwille van sy Seun Christus, my God en Vader is. Dis die hoofgedagte hier, dis die hoofgedagte, dat hierdie almagtige God, wat alles geskep het, uit niks, in 6 dae, deur sy Gees, met sy woord, dat hierdie God, dat hy my Vader is. Hoe? Deur Jesus. Okay? Dit is nogals 'n groot ding om te bedink, nê? En dit is eintlik net wonderlik. Dit bring by ons daai ontsag. Onthou julle van Sondag die godsvrees, dit bring by ons daai ontsag. As ons dink dan dat hierdie God my Vader is. Dis wow. Nee. Deur Jesus, dis ontzagwekkend. Nee, dis baie groot. Okay, julle het daai een reg, wonderlik. Nou staan daar, terwille van wie is God ons Vader? Dis vraagie 2. Wat sê jy daar, Marie? Terwille van sy Seun Christus. Terwille van Jesus Christus. Wat beteken terwille van? Terwille van, wat beteken daai, hoe moet ons daai terwille van beteken, verstaan dan? Ek sit nie half te danke aan.
te danke aan. Ek dink dis nogals baie mooi ander woorde om te sê. Te danke aan sy seun Jesus Christus. OK. En as jy daai vir my 'n bietjie verduidelik dit vir my 'n bietjie? Is as gevolg. As gevolg van. Nee, so ek dink daai terwille van kan ons dan dalk so sê, terwille van Jesus. Kan ons ook sê te danke aan wat Jesus gedoen het. Of ons kan ook sê as gevolg van dit, ja, as gevolg van dit wat Jesus gedoen het. OK, wat het Jesus gedoen? Wat sê Sondag 1? Wat het Jesus gedoen? Sondes betaal. Hy het vir sondes betaal. Hy verlos ons uit die mag van die duiwel. Ons was eers slawe van duiwel en sonde. En hy kom betaal vir ons skuld. Daar's ons onder die oordeel. Ons is daar, ons is slawe omdat ons skuldig is voor God. Jesus vat die skuld weg en hy ruk ons uit die slawerny. Hy bring ons in die koninkryk van God waar ons kinders van God word. Maak dit sin vir julle? So, dis wat uit terwille van beteken. Dit is nogals belangrik dat jy sulke woordjies 'n bietjie verstaan. Ek hou van te danke aan as gevolg van. Ja. OK. Kom ons kyk 'n bietjie wat is die volgende vraagie 3. Sê in 2 woorde hoe 'n God en Vader ons het. Hy is 'n Vader wat ons help. Kan en wil help. Okay, kan. Hoekom kan hy ons help? Want hy is almagtig. Mooi, hy is almagtig, daarom kan hy ons help. Hoekom wil hy ons help? Want hy het ons lief. Want hy het ons lief. Ja, hy wil ons help want hy het ons lief. Hy kan ons help want hy is almagtig. Katekismes gebruik die woorde. Daar staan: hy sal ook al die kwaad wat in hierdie jammerdal oor ons beskik tot ons bes wil verander, omdat hy dit as almagtige God kan en as getroue Vader wil doen. So die katekismes gebruik getrou, nê. Nee. Ek dink nie ons hoef regtig nou te sê lief is verkeerd nie, verseker nie. Dis omdat hy ons lief het. Maar omdat hy ons lief het, is hy ook getrou. Nou, en omdat hy getrou is, daarom het ons lief en sal hy nooit ophou om ons lief te hê nie. Okay? So ja, wonderlik nie. Ja, hier is net 'n baie belangrike Sondag afdeling. Baie wonderlike troos wat 'n mens hierso kry, nê. Nee. OK. So het julle almal daai eerste drietjies reg? OK. Kom ons kyk bietjie na die tweede afdeling B. Sê hoe het God alles gemaak volgens Genesis 1? Wat het jy daar geskryf, Marie? Sê jy nou of nee, ek kan nou nie onthou, ek moet nou weer antwoord nie. Marie, sê jy. Hy het dit geskape, hy het gespreek en dit wat hy gesê het moet gebeur. Dit wat hy gesê het moet gebeur, het gebeur. Toe maar, dis reg. Ek dink jy het reg geskryf. Lees dit weer daar eerste, hy het dit geskape, hy het gespreek en dit wat hy gesê het moet gebeur. Of het gebeur en dit was baie goed. Nou, dis spot aan, dis baie reg. Okay? So met ander woorde, okay, ek dink daai antwoord van jou is heeltemal reg. Ek wil 'n bietjie hoor wat sê Johannes. Ek het gesê hy het gepraat. Hy het gepraat. Ek dink so. En dit is wat mens telkens sien. En dan maar Johannes is presies nie verkeerd nie. Maar ek dink nogals dit jy kan dalk by jou net onderstreep daai gesê. Nee, want kyk nou as 'n mens na Genesis 1 kyk, dan sien jy mense dit aanhoudend, nê? Daar staan in die begin het God die hemel en die aarde gemaak en hy het gesê dat daar lig wees. En dan gaan 'n mens aan, dan weer en God het gesê dat daar 'n uitspansel is. Hierso is dit. Hierso is dit.
Hy het gesê elke keer, mens kan by elke dag wat God skep, is daar, en hy het gesê, nee, hy het gesê, okay, kyk 'n bietjie na die, weet jy hom daar, Marie? Okay. Goed, dan 2. Hoe is die hemel gemaak volgens Psalm 33 vers 6? En wat sê vers 9 van die manier waarop die Here alles gemaak het? Kom ons dink, Johannes sê jy Psalm 33 vers 6, wat staan daar? Nee, lees, hoor wat jy geskryf het dan. Deur die woord van die Here en deur die gees van sy mond. Ja, deur die woord, kyk na daai 2 woorde, hè. Vers 6 werk met woord en vers 9 werk met gees, deur die woord en die gees. Nee. En ons het so mooi, dis presies wat ons in Genesis 1 ook kry, nee. Die Here praat, maar sy gees is ook daar. In Genesis 2 staan daar, en die gees van God het gesweef op die waters, en God het gesê, gees, woord. Dan kry sy dan in Psalm 33 ook, deur die woord, deur die gees. So skep God, nee, deur sy woord en gees. Prys die Here, nee, dis net so wonderlik. Kom ons kyk 'n bietjie. Ek wil net hierdie sê, nee. As ons nou in Psalm 33 raak sien van woord en gees, wie is die woord? Kan ons sê die woord is ook iemand? Dis Jesus. Ja, Johannes 1. So in die begin was die woord was by God, die woord was God. In die begin was die woord by God, en alle dinge het deur hom ontstaan. Nee, God skep deur sy woord, en dan is dit deur Jesus, en deur die Gees. En dit is hoe die Here ook die herskepping werk, of die wedergeboorte werk. Onthou julle daarin, tussen Jesaja 44, het ons Jesaja 44 gedoen, wat toe ons gewerk het met die wedergeboorte. Ek kan nie of Andries hulle, ek kan dit nie meer onthou nie. Maar wanneer dit kom by die herskepping, die wedergeboorte, dan is dit weer die Gees en die woord. Ja man, ons het dit gedoen by ons het nog gepraat oor Johannes, julle het gelees aan Johannes 3. Onthou julle, dit was al by Sondag, vraag en antwoord 8, by Sondag 3. Nee, het ons nog daaroor gepraat. Nee, oor daai Johannes 3 en Johannes Nicodemus wat vir Jesus sê, maar hoe kan 'n mens weer gebore word? Sê, deur water en gees, né? Ja. So, dis altyd by die herskepping, die wedergeboorte, ook die woord en die gees. OK. Goed, nou by vraagie 3. Hoe lief het God die Vader ons? So lief dat, Marie, wat sê jy? Dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar ewige lewe kan hê. Wonderlik, nee, wonderlik. Nou sê vir my, nou het ons daardie kennis van die waarheid, die kennis van die waarheid sê, so lief het God die wêreld, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Nou, as ons daai kennis het, wat moet ons nou doen? In hom glo. Nou moet ons in hom glo. Dit help tog nou niks, ons weet dit nou. Nee, ons moet nou sê, Here Jesus, ek glo in U. Ek glo dat U die een is, wat vir my die ewige lewe gee, en my red van verlorenheid. Nou, so moet ons deur ons lewe na Jesus toe gaan. OK? Maak dit sin? OK. Nou goed, kom ons kyk vraag 4. Hoe lief het die God die Vader ons? Kry die antwoord in 1 Johannes 4 vers 9 en 10. Wat staan daar? Johannes, ek weet nou nie wie my nou antwoord nie. Sê maar Johannes. God het sy enige gebore in die wêreld gestuur sodat ons daardeur verlos kan word.
Ons het nie God lief gehad nie, maar God het ons lief gehad. Ja, mooi. Nee, mooi. Dis reg daai antwoord van jou. Wat het jy geskryf, Marie? Ek het gesê, so lief dat hy sy seun gestuur het as versoening vir ons sondes. Ja. Ek dink in daai 2 versies word daar nogals mooi 2 goed gesê, né? 1 Johannes 4 vers 9 gesê, hierin is die liefde geopenbaar, dat God sy seun gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. En dan sê vers 10, hierin is die liefde geopenbaar, nie dat ons hom lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het, en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Dit gaan amper vers 9 positief, ons het deur hom die lewe. Maar jy kan nooit die lewe deur die seun hê, as jy nog skuldig staan nie, met jou sondes nie, en daarom moet hy versoening doen vir die sondes. En dit doen hy uit liefde, die liefde van die Vader. Die Vader stuur die seun om versoening te doen. Nou, die seun ook, as mens in Johannes 3 lees, dan sien 'n mens dat die seun ook lief gehad het en daarom self gegee het. Nou, maar ons sien hierdie wonderlike liefde van God, en dit is liefde wat nie opgewek word deur ons nie. God sien nie ons raak sê, daai ons, ek moet vir hulle iets doen, want kyk, hulle verdien dit want kyk hoe lief hulle het hulle my nie. Nee, glad nie. Ons haat God. En tog het hy ons so lief, dat hy sy seun gee. En dit is dan maar regtig wonderlik, nie? Wonderlik, God openbaar daar die liefde. Dit is hoekom daar 1 Johannes ook sê, hierin is die liefde geopenbaar, of hierin het dit sigbaar geword. Nee, hierin het dit sigbaar geword, as ons Christus aan die kruis sien, dan sien ons daardie liefde. Ok. Nou goed, ons gaan 'n bietjie aan na vraag 5 toe. Wat sê die digter van Psalm 121 vers 2 van die Here, van wie hy sy hulp verwag? Die Here is, hy is die Here wat? Wat sê jy daar, Marie? Wat hemel en aarde gemaak het. Wat die hemel en die aarde gemaak het. Nee, God bewaar hom. So hy is almagtig, want dis die almagtige God wat die hemel en die aarde gemaak het, daarom kan hy hom bewaar. Ok. En wat sê die digter van Psalm 121 nog verder van die Here? Lees vers 5. Wat sê jy daar, Johannes? Die Here is ons bewaarder en ons skaduwee aan ons regterkant. Goed so. Wat beteken dit as die Here jou skaduwee aan jou regterhand is? Hy is altyd by jou. Ek dink dit wil iets sê van hy is altyd by jou, soos wat jou skaduwee altyd by jou is. Nou is ons skaduwee hier by ons aan die regterkant. Dit aan wat kan die son van jou sien. Ja, ek dink hier by ons is die skaduwee aan die linkerkant. Dan vir jou draai seker. Ek sê af hoe jy nou draai en goed. Goeiste, my kop partykeer is bietjie dom met sulke goed. Maar dit sal andersom wees as waar toe Dawid daai Psalm geskryf het, want hy is in die noordelike halfrond en ons is in die suidelike halfrond. Maar van die saak is jou skaduwee is by jou. Jy kan nou maar net maak wat jy wil, jou skaduwee bly by jou. Hy is altyd daar waar jy is. Ok. En dit is hoe God is. Hy is altyd by ons. Nee, hy is altyd by ons. Ok. Goed, so, dit lyk vir my julle die vraag is reg gekry. Ek dink ons moet so bietjie net deur hierdie Sondagafdeling self net ook 'n bietjie gesels, want hier's 'n paar belangrike goed, dink ek, wat ons 'n bietjie moet inhamer. En ek dink ons het 'n lekker tydjie om dit te doen. Gaan net hier uitvee.
Kom ons kyk 'n bietjie. Marie, lees vir ons die vraagie gou. Daarby by Sondag 9. Wat glo jy met hierdie woorde? Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. OK. Nou wat hier belangrik is. Wat is die praktiese toepassing van dit? Of een van die praktiese toepassings wat julle nou in julle koppe bietjie kan dink as julle hierdie vraagie lees? Waarmee gaan die antwoord jou help? Jy lees hierdie vraagie en dan staan daar, wat glo jy as ek sê of bely ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde? Waarmee behoort die antwoord op hierdie vraag ons nou meer te help? Een van die dinge. Ek dink, dat as jy Sondag nou in die kerk gaan staan en jou geloof bely, dan staan nie soos 'n moroon daar nee, jy sê iets wat jy verstaan, okay? Dis verskriklik belangrik. Ons staan aan die kerk en ons sê klomp goed, ons braai, ons het klomp moslems, maar jy verstaan nie eintlik wat jy sê nie. Okay? So hierdie behoort ons daarmee te help. Dis een van die toepassings. Ek dink dit kan nog vir ons meer help as ons nou gaan kyk wat hier staan, maar ek dink net vir 'n begin behoort dit jou al klaar te help in die erediens van God, sodat jy verstaan wat jy sê. OK. Nou kom ons kyk 'n bietjie. By die antwoord. Johannes, lees vir ons. Kom ons lees nou daai eerste sin tot by die C. Dat die ewige Vader van ons Here Jesus Christus, wat hemel en aarde met alles wat daarin is, uit niks geskep het, wat ook deur sy ewige raad en voorsienlikheid, is nie voorsienigheid nie. Voorsienigheid, Ja? dit nog onderhou en regeer, terwille van sy seun Jesus Christus, wat my God en my Vader is. Okay. So almal van ons, ek dink ons kan nou maar net sê, hierdie is nogal 'n lang sin. En ek dink maar dit kom ook uit daardie 1500se manier van skryf. Ek dink ek het hulle maar langer sinne gebruik. As ons nou in Afrikaans sou skryf, sou ons graag eerder 'n bietjie korter sinne wou gehad het. Miskien het ons ook maar van die 1500s af tot vandag bietjie dommer geword. Ons kan nie meer lekker lang sinne hanteer nie. Ek self hou 'n bietjie van korter sinne. Maar dit is hoekom ons so belangrik dat ons Afrikaanse taal leer sodat ons kan die hoofsin identifiseer soos wat julle nou gedoen het, en dan kan ons die bysinne eers eenkant sit en dan kan ons later dit nou begin terugsit die bysinne en dan kan ons meer begin leer. So die hoofgedagte hierso, soos om Attie vir ons gesê het is, as ek sê Sondag in die kerk, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde, dan moet ek dink. As ek sê ek glo in hom, dan beteken dit dat hierdie God wat ek nou bely, die Almagtige Skepper van die hemel en die aarde, dat hy my Vader is deur Jesus Christus. Dat hy my Vader is deur Jesus Christus. OK, so dit is die eerste ding wat ek dink ons hier vir onsself moet sê. Die Almagtige Vader, die ewige Almagtige, kom ons sê dit hierso, ewige Almagtige Vader, wat alles geskep het, is my Vader. Hoekom is hy my Vader?
julle nou gesê? Wat sê daar wat staan daarso in die katekismes? Hoekom is hy my Vader? Ter wille van Jesus Christus. Ter wille van Jesus Christus. Of ons het ook gesê as gevolg van Jesus Christus. So kom ons skryf hom daar. As gevolg van Jesus Christus. Sy seun. Okay. So daar, dis wonderlik. Nou kom ons kyk 'n bietjie, wat kan ons leer oor God, die Vader van ons, vanuit daai bysinne. Okay, Marie, lees jy nou weer vir ons daai eerste sin, en dan wil ek hê, as ons hom klaar gelees het, so julle moet nou dink, dan wil ek nou hê, as ons hom klaar gelees het, wil ek hê, julle moet vir my sê, wat leer ons, as dit nou die hoofsin hierso, wat leer ons uit die bysinne oor ons Vader? Want dis ook iets wat ons moet bedink, as ons in die kerk is, in die erediens is, en deur ons hele lewe, en dit moet ontsag by ons werk. Hoe meer ons hierdie Vader van ons ken, hoe meer moet ons vol word met ontsag vir hom, en liefde vir hom, en ons moet van hom begeer en van hom hou. So wat leer ons uit daai bysinne? Lees vir ons daar, Marie. Dat die ewige Vader van ons Here Jesus Christus, wat hemel en aarde met alles daarin is, uit niks geskaap het, wat ook deur sy ewige raad en voorsienigheid dit nog onderhou en regeer, ter wille van sy seun Christus, my God en my Vader is. Okay, wat leer ons uit die bysinne? Kom, ek wil hoor wat sien ons. Wat sien ons uit die bysinne uit? God het alles uit niks geskape. Okay, kom ons skryf dit hier. Hy skep, of nee, wag, nou so skryf. My Vader, hier is persoon, my Vader skep, wat? Alles, die aarde en alles wat daarop is uit niks. Alles uit niks. Hoe weet ons dit? Dat hy alles uit niks skep? Deur sy woord. Want hy het deur sy woord geskep. Goed. Ek hoor wat jy sê, maar wat nou in die begin het God die hemel en die aarde geskep. Ons kan sê, in die begin het God alles geskep. So wat was voor die begin? As hy in die begin alles skep, wat is voor die begin? Niks. Want hy moet in die begin skep hy alles. Dus voor die begin niks. So waaruit skep hy alles? Was daar klei of modder of stukkies yster waaruit hy geskep het? Nee, want hy het eers in die begin. Hy het eers toe alles geskep. Voor die tyd niks. Na die tyd alles. Okay. God skep uit alles. Nou, uit niks. Alles. Okay, nou, en hierdie wat ons bring by, wow, kan ons dit doen? Ons kan skep, nee, ons kan goeders maak. Maar ons kan nie goeders uit niks maak nie. Ons het iets nodig om iets te maak. Okay, maar ons God kan alles uit niks maak. Dis wie hy is, dit is vertel vir ons van sy almag. Nee, kyk 'n bietjie Jesaja 32. Maak gou oop julle Bybels by Jesaja 32 en vers 17. Ag, Jeremia 32 versie 17. Wie bied hom? Johannes, het jy hom? 32:17, ja. Is bietjie? Ag Here, kyk, U het die hemel en die aarde gemaak deur U groote krag en deur U uitgestrekte arm. Geen ding is voor U te wonderbaar. So dis my Vader. Geen ding is vir hom te wonderbaar nie. As hy die hemel en die aarde gemaak het, dan is niks vir hom onmoontlik nie. En dis ons Vader, dit moet by ons sê, kyk wie is hy? Hierdie is, wow, hierdie is so goed. Okay, maak dit sin vir julle? Wat sien ons nog daarso? My Vader skep alles uit niks, wat nog? Uit die bysinne in die katekismes, wat nog? Kom.
deur sy ewige raad en voorsienigheid dit nog onderhou en regeer. Okay, raad en voorsienigheid nog. Nee, wag, ons kyk dit weer. My Vader onderhou en regeer nog steeds alles deur sy raad en voorsienigheid. Okay. So, met ander woorde, wat dit van my sê is, toe my Vader alles klaar geskep het, toe my Vader gesê, okay, nou gaan ek vertrek, julle ouens in vakansie bly en julle moet maar aangaan uit op julle eie nie. Nee, hy is steeds hier. Hy is steeds hier. Hy onderhou en regeer alles deur sy raad en voorsienigheid. Vertel vir my 'n bietjie, wat verstaan julle as ek sê hy onderhou en regeer alles steeds? Wat verstaan julle hier? Nou, ons gaan by Sondag 10 dieper hierop ingaan. Maar ek wil eers sommer nou weet wat dink julle? Hy onderhou en regeer nog steeds alles. Wat beteken dit vir julle? Hy is nog steeds al die pad in beheer. Hy is nog steeds al die pad in beheer. Nog steeds al die pad onderhou hy. Wat beteken onderhou? Om te sorg. Dis baie sterk versorg, nee. Regeer? Wel, dis baie meer regeer. So versorg en regeer. Ek dink nog as daai twee woorde sal ek gebruik, versorg en regeer. So hy bepaal alles, regeer alles, maar hy versorg ook alles. Versorg alles. Nee. Hy, as 'n mens hier so in die berg ingaan en jy sien die plante en jy sien hoe goeters groei en die blommetjies, wie doen dit? My Vader. My Vader doen dit. Nee. Dit moet ons vol maak met ons sag. Hy regeer ook oor alles. Hy beheer alles. Nou, okay, maak dit sin. En kyk nou, wat nou kom in die res van hierdie katekismus gedeelte, ek wil net hierdie sê julle ouens, oor die raad en voorsienigheid gaan ons in Sondag 10 nou dieper ingaan. Maar wanneer die katekismus nou die volgende sinnetjie sê, dan maak die katekismus eintlik vir ons nou 'n toepassing. So hierso het ons nou gesê, wow, hier is wonderlik. Maar nou, wanneer ons die toepassings vir ons lewe begin sien, dan maak dit ons eintlik nog meer opgewonde. Okay? Want dis waar as jy kan sien, kom sê dit nou maar sommer, wat is die voordeel hiervoor vir my? En die katekismus werk baie daarmee, kyk hierso, daarso in, by vraag 28, wat baat dit jou? En dit is, wat is die voordeel? Die katekismus is nie skaam om dit te sê nie, wat is die voordeel vir jou? Want Here, as hy my Vader is, dan soek hy my voordeel. Hy sê, God wat sê, gaan maar net aan. Nee, hy is lief vir my, hy soek my voordeel. So, wat so voordeel is daar vir my, as hy alles skep, alles onderhou? Hoe help dit my, as ek sy kind is in hierdie wêreld? En dis die toepassing wat die katekismus nou daar maak. Marie, lees 'n bietjie vir ons, daar eerste, ek gaan jy stop, sien jy tot by D, lees vir ons tot by D, daar is die eerste toepassing. Van die begin af of van C af? Lees net van C af, lees van C af tot by D, dan stop jy, want daar kry jy die eerste toepassingkie. Op wie ek so vertrou dat ek nie twyfel of hy sal my met alles wat nodig is vir liggaam en siel versorg. Okay, sien julle onderhou? Dat is ons by versorg. Ek het 'n Vader en ek kan hom vertrou. Nee? Daar is nie rooi kakkie. Nee, rooi kakkie. Ek kan hom vertrou. Ons maak dit so toepassings. Toepassings 1. Hy sal my versorg. Okay, hy sal my versorg. Ek kan hom regtig maar hier voor
wat sê Jesus vir sy disippels daar in die bergpredikasie. Hy sê, luister ouens, julle moet julle nou nie bekommer oor wat julle sal aantrek en wat julle sal eet en drink nie. Hy sê, is die liggaam nie meer werd as voedsel en die, wat ook al as lewe meer werd as drink, as water en kos nie. Hy sê, nie verseker. Hy sê, wat gaan julle help om te weet, daar's iets meer belangrikers as om wil te worry oor kos en klere. Hy sê, kyk nou na die voeltjies. Hulle spin nie, of hulle werk nie, klip hard nie, oes en plant nie, tog het julle hemelse Vader sorg vir hulle, hè? Okay? Hy sê, en julle klere. Regtig, hoekom bekommer julle hele tyd oor klere? Hy sê, kyk nou na die blomme en die grasies. Hy sê, Salomo was nie so mooi aangetrek nie. Hy sê, Vader doen dit. En dan sê hy, julle moet julle nie bekommer nie, want dit doen die heidene. Julle Vader weet wat julle nodig het. Maar wat moet julle doen? Soek eers die Vader se koninkryk. Soek Vader se koninkryk. Nee, soek Vader se regering in julle lewe. Lewe onder Vader, binne Vader se huis. Lewe daar as kinders. Hy sê vir julle sorg. Nou, en ons kan dit weet, ons kan hom daarvoor vertrou. Okay? Maar moet nou nie gaan staan op die Hebreë weg gaan voeter, weg uit Vader se huis en dan huil as jy honger te het nie. Nou, okay. Want hierdie is die belydenis vir kinders van God. Okay, verstaan julle dit? Hæ? Okay, ja. Maar ek kan hom vertrou. En dan sal 'n tweede toepas. Johannes, dis 'n bietjie vir ons die tweede toepas. Van waar af? Van die af. Van die. Ja. En ook al die kwaad wat hy oor my in hierdie jammer daal beskik, my ten beste bestuur, omdat hy dit kan doen as 'n almagtige God en ook wil doen as 'n getroue Vader. Mooi. My katekismus het dit so bietjie makliker geskryf, dink ek. Hy sê, myne sê, hy sal ook al die kwaad wat hy in hierdie jammerdal oor my beskik, tot my beswil verander, omdat hy dit as 'n almagtige God kan doen en as 'n getroue Vader dit wil doen. So hy beskik kwaad. Hy beskik kwaad. Kan julle dit glo? Hy beskik ook kwaad. Hy beheer oor die slegte dinge wat gebeur. Hy beheer oor sonde wat gebeur. Nou ons het al baie keer gepraat by huisgodsdienste en so aan. Net daai twee goeters, net die mens is verantwoordelik vir die sonde. En die mens is skuldig vir die sonde. En tog het God ook beheer daaroor. Kan ons dit altyd verstaan? Nee, ons kan dit altyd verstaan, maar dit is so. Okay, dit is so. Okay, ons werk daarmee en dit het vir kinders van God groot troos, want dit sê dat selfs die slegte dinge wat met my gebeur, selfs die slegte dinge wat met my gebeur, staan onder my Vader se beheer, so my Vader kan iets daarmee doen. Gaan hy iets slegs daarmee doen? Nee, hy gaan vir my iets goeds daarmee doen. Dis wat ons hier moet raak sien. So dis die twee toepassings. Hy sal my versorg, ek kan regtig maar daarvoor vertrou. En hy sal die slegte goed wat hy oor my beskik ten goeie laat meewerk. Want hy kan almagtig en hy wil getrou. En ek dink ons kan maar regtig daaraan sit ook liefde. So sien julle nou die twee, hier is die waarheid. Die ewige almagtige Vader wat alles uit niks geskep het, is my Vader. Hoekom? As gevolg van Jesus Christus sy seun. My Vader skep alles uit niks
my Vader onderhou en regeer nog steeds alles. Dis die waarheid, dis die kennis van die waarheid. En dis wow, dit bring my by aanbidding, dit bring my by vrees vir die Here, dit bring my by ontsag. En dan sien ek nou wragtig, daar's 2 toepassings ook. 2 toepassings. Hy sal versorg. Hy sal alles wat hy in my lewe beskik ten goeie laat meewerk. OK, maak dit vir julle sin? Goed, dit moet ons bring by ons begeer hierdie God. Ons wil hierdie God hê. Die kennis van die waarheid moet my bring by godsvrees. By ek hou van hierdie God. Right, maak dit sin. En dan moet ons hom aanneem en in hom glo en op hom vertrou. Goed, kom ons stop daar. Kom ons bid. Onse Vader in die hemel, ons wil U verheerlik want U het alles geskep. Ons wil U verheerlik want U regeer en onderhou nog steeds alles deur U raad en voorsienigheid. Dankie dat U deur Jesus Christus ons Vader word. En Jesus, ons wil U verheerlik dat U die middelaar is wat ons skuld betaal, sodat ons nie meer onder oordeel is nie, maar nou kinders van die Vader kan wees. Ons wil ook U dank Vader, en U loof en prys en bid dat U al hoe meer vir ons begeerlik sal word daaroor. Maar ons wil U dank en loof en prys dat ons op U kan vertrou vir ons versorging elke dag. Vergewe ons daar waar ons lewe met bekommernis in plaas van vertroue. Ons wil ook na U toe kom en U dank dat U alle kwaad wat U in hierdie jammerdal oor ons beskik, vir ons ten goeie sal laat meewerk. Amen.